Ek het my program klaar gemaak, maar ek het nergens gehad om heen te gaan. Yes. Want die familie het gesê, nee, dit is mooi skoon, ons is reg, ons bly weer. Bly waar jy is. Ons soek nie hier nie. Jy's 'n jy doen goed waar jy is, bly daar. Maar dis ook maar iets wat mense oor jouself bring. Ja. Jy kan nie verwag omdat jy verander, die res van die wêreld moet hulle opinie teenoor jou verander. Jy moet hulle eers wys. Jy moet praat is goedkoop. Julle goeiemôre en welkom terug by nog 'n episode van die Hansman Show. Dit is altyd lekker om hier te wees en ek het net verlede week 'n video uitgesit wat ek gesê het hoe sukkel ons om by mekaar uit te kom. Luan en Fani is nou al seker al 'n paar maande wat ons praat om hierdie recording te doen, maar hulle is nou uiteindelik hier en ek gaan nie te lank vat met die intro nie want ons het nie super baie tyd nie en ons het twee manne se stories, maar ons het twee broers vanoggend hier. Die Fourie broers. Hulle was notorious hier in die noorde gewees op 'n tyd. Daar is maar met 'n dik snaar. En Luan was al op my show, julle sal hom onthou. As julle nog nie sy getuienis gaan kyk het nie, gaan doen gerus so en dan het ons nou sy broer Fani, sy ouer broer, né? Ja, 5 jaar ouer, maar ek is 5 jaar groter as hy. Hy het al sy pap goed geëet tot hy klein was. Sy ouer broer Fani hier by ons en Fani het ook 'n merkwaardige storie wat hy vir ons vanoggend gaan deel. Maar ja, as vir die wat nuut is, wat my nie ken nie, ek is Adrian Skeepers en ek is die gasheer van hierdie kanaal en van hierdie show. En ons is 'n mansbediening, 'n aanlyn bediening, so as julle ons wil ondersteun, sal ons dit waardeer. Julle kan kyk hier onder in die description, is al daai goeders en terwyl julle nou hier is, like en los ons 'n opmerking en subscribe en doen al daai lekker dinge wat ons help om die video vir meer mense te kry. En hierdie kanaal bestaan om mans en vrouens hoop te gee. Net hier om stories te vertel van wat God in mense se lewens doen. So is lekker om julle ouens hier te hê. So. Dankie dat julle kom kyk, dit gaan nie. Dis Hoorie, ons gaan sommer begin. Ons het nou gechat oor julle kom nou hier van die noorde af, né? Maar julle is altyd nou in die ooste. Ja, Yes. En julle is in 'n elektriese bedryf. Ek wil nie te veel in dit ingaan nie, maar vertel ons 'n bietjie, gee ons net 'n klein bietjie agtergrond vir die ouens wat nou nie jou eerste episode gekyk het nie van julle en toe julle klein was en waar julle groot geword het en al daai staf en ek sal julle albei 'n beurt gee om dit te doen. Ek sal nogal like om 'n bietjie Fani se kant van die storie te hoor. Yes, ja, ons het hier in die kant groot geword. Goed groot geword en sleg groot geword. Maar bowe en behalwe baie verslawing en ons het ook gesmokkel en die goed. 22 jaar het ek eventually op straat beland as 'n heroin addiction en 'n crack addiction en na 10 maande op die straat het ek gehuil vir die Here, toe sê ek vir ons is genoeg, kan nie meer nie. En hy het my verlos en is hierdie jaar gaan ek vir 6 jaar skoon. Dis awesome. So daar is hoop, Ja. maar 'n ou moet jy moet ook daai wilskrag wil hê om te stop. Yes. Ek het al net op baie noot, net om te bevestig wat jy sê, ek het nou al 'n paar verslaafdes en addicts en goed op die show gehad en dit is amper die golden thread. Obviously God, hy is die enigste wat jou kan red. Yes. Maar as jy nie wil nie, hy het tog vir ons vrye wil gegee. As jy nie wil verander en regtig wil ophou wat jy mee besig is nie, dan gaan dit nie verander nie. Né? Ja. So jy bevestig dit nou nie. Fani nou so 6 jaar sê jy nou wat jy van die nie meer op die straat is nie. Ja. Dat jy skoon is en so aan. Skoon is, ja. Moes jy ook rehab en al daai goeders? Ek het is eintlik 'n amazing story dat 'n vriendin het 'n post op Facebook gesit Ja. en vir hulp gevra want rehab is duur. Ja. En 'n vrou in Sabie met Bread of Life het my die post raak gesien en kontak my met Luan gemaak. Yes. En dit was die Saterdag en die Sondagmôre het ek my fiets gaan kry. Nou weet ek is die Heilige Gees.
ek het my fiets gaan kry en gespuit en iets het net vir my gesê, pak op en gaan na jou broer se huis toe. En ek het hom gesoek, ek het hom nêrens gekry nie. En, Ja, want so jy het niks geweet van hierdie... Niks. En hy het nie 'n foon of niks nie, so ek kan hom nie bel nie, want hy is Ja. op straat. Ja. Hy slaap in die En ek het baby. opgepak, Ja, die res van my goed dat dit kon draad, het saak gevat. ja. En 6 ure se loop later, toe ek by hom by sy huis kom, toe sê hy, die rehab mense is 'n uur weg, hulle het in die kar geklim, hulle is op pad om my te kom haal. Ja. So, ek glo nie in coincidence nie. Ja. Daar is die werk van die Here en die Here alleen. Ja. Hoorie, en hoe het jy dit ondervind? Hoe lank het jy nie kontak gehad met hom nie? Wel, ek het nou en dan het hy het so by my geld geleen, Yes. elke nou en dan help ek hom, maar ek wou hom nie help nie, want ek weet waarvoor dit is. Ja. En dit was my hartseer, want jou eie boetie slaap op die straat en hier gaan slaap jy op 'n lekker warm bed langs jou vrou, jou kinders is by jou, jy het lekker kos om te eet, jy het 'n dak oor jou kop, jy het 'n kar om te ry, jy het alles, en jou boetie staan op die straat en bedel en hy het niks nie. Dit het my gebreek, gebreek. Ja. Nee, ek was geshatter binne. Ja, ek kan dink, hoe erg dit moet En wees. dit was nie lekker nie. En die ding is, as jy wil help, maar... Ek wil help, maar ek kan hom nie help nie, Ja. want en gelukkig toe daai girl nou ingryp, Ja. toe ek soos nee 100% is reg, want ek wil nie 'n move gemaak het nie, want almal Ja. my hele familie kyk na my Ja. en hulle soos ek moet hom net los, ek moet hom Ja. net, want my vrou het hom weggejaag by ons huis want hy het gebly by ons. Ja. Dit is hom weggejaag want hy het net aangejaag en Ja. nie opgehou met sy nonsens nie. Hoor jy, ek het nou so 'n paar episodes terug 'n dame op die show gehad wat ook aan heroin verslaaf was. En sy het dit vir my nogal goed opgesom, die eerste persoon verslaafde wat ek nou op het wat sê jy verkoop letterlik jou identiteit. Jy verkoop alles wie jy is, wat jy het, wie jou ken. Jy gee net nie 'n hel om eintlik oor enigiets anders behalwe daai volgende fix. En jy sukkel om mense te face. Jy kan nie mense in die oë kyk as Ja. jy met hulle praat. Jy moet afkyk en wegkyk want jy kry so skaam oor jouself, Ja. jou eie identiteit. Ja. Ja, en heroïne is net 'n liggaamlike verslawing, dis 'n mentally verslawing. Ja. En, ja, nee, ek het heeltemal verloor. Ek het die laaste 3 jaar het ek eintlik eers begin uitverwys Fanie en Ja. Fanie weer ontmoet en vir dis- my kom dit is awesome. Ja, dis crazy, né? Ja, dit het my en sy verhouding so opgeneem. Ek en hy was so close boeties geweest van Ja. ons groot geword het. Heavy Ja. close, ons het saam in die kamer geslaap. Ja. Ons het 'n enkel bed gedeel, ek en hy, ons het kop aan voet geslaap. Yes. Want ons het nie geld en finansies geweest. My ma Ja. keer op keer op gaan slaap sonder om te eet net sodat ek en hy kan kos kry in die huis. Jy weet, julle onthou my storie van laas. Yes. En jy weet, so ek en hy was heavy close geweest en toe neek dit my en sy verhouding so op dat ek wil net verwrig het. Ek wil net sy strot uitgeruk het. Ja, ek kom baie ek besef dit, mense kom baie keer op daai punt waar jy voel jy wil net iemand 'n pakkie koekies uitdeel. Ja, groot pakkie koekies, 'n hele sak koekies. Jy wil net klappe uitdeel want jy sien die skade wat dit doen aan hulle En aan die mense rondom en jou. ja, exactly. En hulle sien dit nie. Hulle sien dit. Hy was blind. Hoorie, hoe lank was jy verslaaf? Man, af en aan van 18 jaar oud af Ja. tot 43 jaar oud. Ja. Yes. Om en by 43. Ja. So, So 22 het was aan en af, maar daar het nie 'n jaar omgegaan wat ek, Ja. en dan is dit tye wat jy terugval wat dit elke dag is. Ja. Um, Sjoe. Hoorie, en toe kom jy nou, okay, so toe gaan jy nou rehab toe. En wat gebeur toe? Wel, ek het my program klaar gemaak, maar ek het nêrens gehad om heen te gaan. Yes. Want die familie het gesê, nee, dit is mooi skoon, ons is reg, ons bly weer. Bly waar jy is. As jy dit Ons nog soek jou nie hier nie. Jy's 'n Jy doen goed waar jy is, bly daar. Maar dis ook maar iets wat mense oor jouself bring. Ja. Jy kan nie verwag omdat jy verander, Ja. die res van die wêreld moet Ja. hulle opinie teenoor jou verander. Jy moet hulle eers wys. Jy moet praat is goedkoop. En ek het by die rehab begin werk en ek het ook bietjie
Ek is hier onder elektrician is ek maar die ouetjies projekte uitgevat tyd aan hulle 'n bietjie touwys gemaak. Toe het ek ons het 'n sponsor gekry wat toe vir my betaal het om te kwalifiseer as elektrician. Yes. En ek het gekwalifiseer. Dit was 2023 Oktober maand. En hy het nog steeds by die rehab gebly en weet daar's nie baie finansies nie en my broer het my al gehelp waar hy kan. En toe sê hulle vir my man, ons 'n plek in Helspruit wat help. Ek kan daar gaan bly en op die plaas werk en ek bid toe vir Here, ek sê vir hierdie voel vir my soos 'n downgrade. Ek kan nie so toe gaan nie. Ek gaan nie so toe nie. En dit was die maandag, of was die Vrydagmiddag. Ja. Woensdagoggend, ek sou die Vrydag sou gaan. Woensdagmôre toe lê my telefoon. Toe kry ek 'n job, 'n werk by Sappi, Lumati in Barberton. As elektrician. Ja. Ek het die week daarop het ek begin. Ja. En 2 dae voor my 3 maande probasie om is, toe een Sondagmôre het ek en my goeie vriend Jerry Versagie gaan visvang. Yes. En ek het my mieliebom aangesit. Net voor ek wou ingooi, het ek afgebuk in die dam om my hande in die water te was. Yes. En by God's grace was my hande voor my gesig en al 5 meter krokodil uit die water uitgekom, my in die hande gegryp en my onder die water ingetrek selfde tyd. Yes. Ja, en dit gebeur seker. Dit gebeur net so. Ja. En jy weet die bank wat ons opgestaan het. Dis 'n meter af. Dan sit dis hoe diep die water is. Yes. So hy het in daai meter water onder gelê dat jy kan hom nie sien. Hy's 'n ambusher. En ek het nou onder te bid en toe sê ek, Here, gee my krag dat ek kan opstaan. Want ek kan voel dit wat my nou weet het is sterker as ek. Het jy nie dadelik, jy het obviously mense besef nie dadelik wat nou besig is om te gebeur seker nie. Wel ek het daar onder toe onder die water toe begin ek bid toe sê ek, Here, ek het gesien ek is 'n krokodil. En maar dit gebeur so vinnig. En ek was 'n paar sekondes onder die water, toe staan ek op. En ek was op my rug na die land toe. En toe skree ek vir Jerry, kom help my, krokodil het my gevang. En hy het nader gehardloop. En vir daai sekonde, hy se kop was breër as my lyf. Ek kan dink, En ek kyk vir hom so in sy oë en hy het my en dit wat deur my kop gaan is, gaan jy my nou eet of gaan jy kyk vir my of wat gaan jy doen? En toe los hy en toe gryp hy my hier in die arm. En toe begin hy draai. En toe hy draai, toe gooi ek die arm om sy kop en ek hou net vas met alles in my. En snaaks genoeg, ek het getel hoeveel keer hy gedraai het. Dit was 3 keer. Maar wat hy slim gedink, want as hy hom nie aan sy kop gegryp met sy arm afgeruk het, want hy draai nou saam met hom. Ek saam met hom. Want ek dink in sekere gevalle is dit beter as hy jou as jy nie iemand by jou het dat jou lim afruk en wegswem, dan het jy nog 'n kans. Maar dis nou maar hoe my storie afgespeel het en toe stop hy. En ons was seker al 5 meter in die water het by hier bo my bors gepas. Toe skree ek, Jerry, kom help my, die ding gaan my doodmaak. En hy het in die water gespring met 'n visbed. My die kraag gehou en agter my gestaan dat die krokodil op die beet kry. En dan geslaan tot hy gelos het. Maar Jerry is nie 'n klein ouetjie nie. Hy is so 2 meter lank en hy weeg 170 kg, soos 'n meneer van 'n ou. En dis hoekom het hom so lank gevat om by uit te kom. Ongerol. Toen soos hy my uittrek, net voor ek op die land is, toe kom die krokodil weer en hy gryp aan my bobeen. Obviously dieselfde een. Man, daar was meer as een krokodil daar so, my scenario kan wees die een, daai het weggeswem en die ander een het gekom, want hulle was albei tussen 4,5 en 5 meter. Dis huge. Dit kan wees. Dis huge. Dis massive. En nou jy weet, hy staan by bobeen, so ek sit op my bout en hy sleep my in die kraag uit, ek sê jy verspoor my. Hy sê kom, en hy trek.
En nou jy weet, in daai oomblik hy het vir my na die tyd vertel, hy het net 'n skietgebed gegee vir die Here en sê gee my die krag. Ja. Want hulle reken 'n 4 meter krokodil kan enigiets van 480 tot 700 kg weeg. Ja, en hy sleep julle. En dan meer is 'n dooie gewig wat jy trek. Ja. En hy het my toe op die land met die krokodil in die bene en hy het hom weer geslaan en hy het gelos. Ja. Hy het met een hand, maar dis die adrenalien, ek het soos 'n pyl deur die lug getrek. Ja. En daai kant toe geval en toe draai die krokodil na hom toe en hy storm hom. Ja. En maar hy was reg vir daai krokodil. Yes. Hy het net links en regs geslaan. Yes. En die krokodil het omgedraai In die water. in die water in en ja, toe kom ek eers agter, jy voel eens die pyn. Ja, ja. En toe sien ek net die pinkie hang hier onder en is die vleis. Ja. Toe het ek amper uitgepaas en ons het in die bakkie gespring. Ja. En toe ons by die plaashek uit is, Ja. toe wil hy toe sê ons gaan nou bid. Hy sê Pel, jy gaan uitbloei. Ja. Ek sê vir my worry nie, ons bid gaan ons nou bid. Yes. En ek bid en ek vra die Here vat net die pyn weg tot by die hospitaal en dat daar nie infeksie is nie. 3 minute later toe praat ek en hy land ons aan. Toe voel dit of al net skrapies is. En toe ek in die hospitaal aankom, toe sê ek vir hom bel my boetie. Ja. Nou Hy is in die laaste ouens wat ek mee praat, maar ek wil net vir hom sê ek is lief vir hom. Ja. Nou toe Jerry my bel, toe sê hy nee, jou boetie is net deur 'n krokodil aangeval. Eers wat my deur my kop gaan is hy's dood. Ja. Hy's KO, hy's weg. Ja, ja. En ek sê vir hom, lewe hy nog? Hy sê nee, hy lewe nog, hy sit hier langs my. Ek sê, ag, dankie Here. Ja. Ek sê, maar wat het gebeur? Toe sê ek vir hom, stuur net my foto's dat ek net sien hoe lyk hy. Ja. En eers daai foto's dis sulke vleis wat hier hang en sy bloed op sy vingers, sy vingerpunte is af en sy pinkie is af. Ja. Dit lyk walglik. Yes, dis hektiek. Ja, en toe sê ek soos, yes, toe praat ek met hom. Ja. Toe sê hy vir my nee, vertel hy my wat gebeur het, maar hy sukkel ook om te praat. Ja, en ja, goed. ja. Want jy is ook nog ontskok. Ontskok, al. ja. Ja. Toe sê hy vir my maar is reg, hy laat weet my hoe dit gaan. En toe sit ek hier voor neer en toe's ek heavy en stres en goed. Ja, ja, ja. Maar waar was dit? Dit was in Barberton geweest. Ja. Dis 'n plaasdam. Yes. Daar was nie 'n inloop in die dam nie. Ja. Daar is krokodilplase wel in Barberton en daar. So hulle was nie bewus van hierdie krokodille nie. Nee. Niemand het geweet. Ja. Daar was 'n krokodil vroeër. Hulle het hom verwyder van die plaas af. Ja. Met my geval, Ja. toe hulle gaan kyk, toe was daar 4 krokodille. 2 van 3 meter, of 4,5 of 5 meter. Ja. Dit is hektiek. Maar daai area is maar bekend vir Ja. krokodille en riviere. Ja, maar ek meen jy het dit glad nie verwag nie. Nee. Jy gaan hom 'n paar Ons visse val al uittrek. meer as 2 jaar by daai dam. Ja. Wat ons daar gevang het en ons het nooit. Hoe groot is dit dan? Ek gaan Maar jy kan 120 by ja, jy kan punt tot punt sien. 200 meter, so jy Ja. is baie groot. Ja, dis nie daar kraanse en goed is. Yes, en dis ook nie oop vir die publiek nie. Dit is Ja. nou maar die dam Yes. vir die So jy en jou chom was alleen daar. ons was net ons twee. Yes, ou, dit is so Dis crazy. dit is so insane. Ja, en om terug te kom na my Yes. gebed toe. Ja. Toe ek nou by die hospitaal is, toe sê die dokters vir my gaan baie lank hier. So sê ek maar 'n week is verby te lank. Hoe lank is lank? Ja. Toe sê hulle wel die vorige persoon was 7 maande in die hospitaal en hy sy been verloor. Maar kyk, jy weet mos nou daar lê jy sien nie, jy weet nie hoe ernstig dit is nie. En daar sê jy kry septisemia van daai krokodil se mond is vuil. En hulle sê die ander mense het dit nooit eens gemaak nie. Sjoe. En Van was infeksie en goed nou. 5 weke. Toe sê die gif is uit. Ek het velderplanting gekry en om terug te kom na daai gebed toe en vir die Here gevra asseblief laat daar nie dat ek nie daai gif nie my arm laat verloor Ja. en die Here het my gebless vir dit.
Ja. Maar ons het gebid en ek het vir vriende gesê daar 'n pel vir my Werner Olivier, Reinhard se boetie. Ja. Werner Olivier het sy hele kerk, hy het sy kerk gestop en gesê nou bid ons vir Fanie. Toe stuur hy vir my 'n video waar hulle bid vir hom. Dat hy nie sy arm verloor nie. Jesus, ek het gestres, ek het my alie afgebid. Ja, want jy kan nie werk as jy Nee, hy's geskroef. Hy's geskroef, heeltemal geskroef. Yes. Toe amputeer hulle net sy vinger en sy 3 vingerpunte verloor en dan het hy daai letsel op sy arm. Ja, yes, man, jy lyk nie soos iemand wat aangeval is deur 'n krokodil Ja, nie. hy lewe nog. Yes, As dit my chommy was, sê ek hom, lief vir jou my Pella, ek sien jou in die hemel, bye bye. Ek groet hom net daar. Ek sal nie help nie. Ja, krokodille moet ook eet. Yes, man. Dis crazy. Ek onthou, ek het by Reyno gesit, nê. Toe stuur jy vir hom foto's. Toe sê jy vir hom, toe stuur jy vir hom, ons moet vra hy moet hom bid en toe bid ons ook nog vir jou. Ek onthou dit. Ja. Maar toe was jy maar ou. Ja, dit was toe ek op Jy was so skraal man. dit was 2019 toe ek op die straat beland het. Ja. As gevolg van addiction. ja. Hy het so 30 kg opgetel of 32. Ek het 45 kg geweeg. Ja. Na rehab of wat? Toe ek in die rehab is. Oh, ja. Hy was maar Ja. uitgeteer. Ja, maar ek wou sê toe ek julle nou vanoggend sien, toe herken ek hom glad nie nou. Ek het van die foto's gesien en goed wat jy nou opgelaai het op Facebook en waar hy in die hospitaal en goed is. Maar ek kon jou nie herken toe ek jou vanoggend sien nie. So jy lyk goed en gesond, verstaan? Dis insane. Ja. Dis net crazy, maar ek soos dis een van my grootste vrese. Is 'n krokodil en 'n haai. Nee, en ek dink dis 'n algemene vrees, dis nie 'n besonderse ding nie. Is nou nie ek's bang vir voëls of iets. Maar ek kan nie imagine. Ek meen dit is dis net amazing vir my. Dis amper asof die gees regtig net oor jou kom in daai storie. Ek meen dit is soos ek dink aan Simpson wat elke keer wat hy iets amazings gedoen en dan sê dit in die gees het vaardig geraak oor hom. Ek dink in daai oomblik as so iets gebeur is soos jou consciousness word half replace met jou spiritual met die Heilige Gees wat oorvat in jou en ek dink aan daai vers wat sê jy weet in daai oomblikke wat jy nie weet wat om te bid nie, sal die Gees met die Vader praat in jou vir jou onthaal. Nee, so ek kry sommer hoendervleis want ek dink net soos hoe die Gees dit was nie jou tyd nie. Nee, nog planne vir hom. Jy het nog 'n plan. Ja. Dit was nie jou tyd nie. En dis net vir my nogal crazy. En het jy voor dit toe nou al soos heavy jou pad jou lewe met die Here reg gekry en of het dit eers na dit? Hy het kerk toe gegaan op daai oggend. O ja. Toe kom hy van die kerk af. En toe gaan vang hulle vir. Ek het 6:00 die oggend klaar gemaak, het dagskof gewerk. Ja. Toe het ek half 7:00 by die huis gekom van die werk af. Dus ek weet ek gaan visvang, maar ek is toe nou nie lus om kerk toe te gaan nie. Ja. En was half of die Heilige Gees vir my sê, nou weet jy wil nie kerk toe gaan nie, maar jy wil nou 'n groot visvang. En dan bid jy vir my. En toe ek baie konwite en ek het in die shower en ek is kerk toe. En dit was nog so crazy, want almal wat bel sê, maar jy was dan nou nog by die kerk. So dit gebeur so vinnig. Ja. Maar ja, nee, ek het nog daai oggend in die kerk gesit en sê ek, Here, as daar enige iets is wat ek nie van weet nie, wat ek nog moet voor hom verskoning vra, maak my vry van dit. En ek dink dit was daai gebed wat my gered het. En daar's baie scenario's, maar op die einde van die dag wat die Here sê is wet en dit sal bly staan. Ja. Maar ek dink ook soos ek het nou weer navorsing gedoen vir 'n preekie wat ek besig is om voor te berei mee en toe kom dit ook net weer op daai obedience is greater than sacrifice. Jy weet wat Samuel vir Saul sê, want Saul sê nee, ek was gehoorsaam aan God. Ons het eintlik net die goeie skape en die goeie beeste gevat om vir God te offer en hy sê obedience is greater than sacrifice. God het vir jou gesê maak alles dood van die Amalekiete en jy het die goeie goed gevat en vir jou gehou. En nou verstaan eintlik gelieg en gesê nee, ons het dit gevat om te offer, jy weet. God is nie stupid nie, jy weet, God can't be deceived. En maar ek is net soos crazy
dat jy was obedient. Jy weet, die Gees het jou convict en jy het geluister en jy het nog steeds gegaan. Ek sê nie dit is wat jou gered het nie, Yes. maar dit is net vir my amazing om te sien hoe God met ons werk. Ek meen, God sien dit, né? Voordat dit selfs gebeur het met jou, het hy klaar voorberei. En dit is die ding wat ek dink ons so baie keer mis is. God berei ons voor vir die goed met wat ons gaan gebeur, en hy dra ons nogal deur, en dan na die tyd, dan dra hy ons nog steeds. Maar hy weet presies wat gaan gebeur, maar hoe ons besluite beïnvloed ook die outcome, né? Ja, ek wil net gou teruggaan op my tweede dag in die hospitaal. Ja. Het ek het 'n breakdown gehad. Ja. Ek was toegedraai, so net my diamond uitgesteek, so ek kon niks aan myself doen nie. En ek het op 'n manier dat ek hom in die hande gekry het met telefoon. En ons sê ek kan nie pyn hanteer nie. Ek kan nie hanteer dat iemand anders dan my moet aantrek, voer, bad. Dit is te veel vir my. Op een slag al die goed. Sê my hy wil nie meer lewe nie. Ek wil op eerste afspring daarin. Ja. En hy sê jy's mal, gaan bid. En ek spaat vir die Here op daai stadium. En ek dink ek wag, ek gaan bid en ek sê Here, hoekom moes dit met my gebeur? Hy sê vir my, hoekom nie jy nie? Ja. En ons sê wat? En net daar sê maar hier moet 'n groter prentjie wees. Hierdie kan nie net gebeur. Ek wil net sê wat dat doodgaan. Hy het nie. Ek lewe nog. En ek het dit as 'n teken gevat en hulle het vir my 'n counselor gestuur. Ek wou nie 'n counselor hê nie, want ek het die Here dalk klaar uitgepraat. Ja. Hy het met 'n counselor gesê, daar's 'n groter plan. Wag net. En counselor het my gecounsel. Hy het gesê ek gaan nie weer kom, ek sal kuier, maar jy's oor dit. En dit wys net as jy moet dis moeilik, maar jy moet glo. Ja. Glo, regardless wat voor jou lê, glo. Ja. En met daai geloof kan jy enige iets aanpak, enige iets doen. Nou, halfuur later toe bel hy my toe sê, okay, nou sê ek is nou weer beter. Ek het 'n bietjie morfine gespuit en alles en toe voel hy beter. Sodra mens kom na God toe, né, en jy dink soos, okay, jy kom nou uit, jy het nou net uit iets bads uitgekom, jy kom uit drankverslawing uit vir hoeveel jaar, 20 jaar van jou lewe basies, en nou kom jy by die Here uit en jy is besig om jou lewe uit te sort en jy weet jy's skoon en jy probeer hierdie stand-up ou wees en jy gaan kerk toe en jy's gehoorsaam en soos jy sê daai oggend bid jy nog en vra vir die Here verwyder enigiets wat nog nie hier moet wees nie, verwyder dit ook van my lewe of openbaar dit ten minste aan my en sulke goeders en dan hier word jy deur 'n krokodil aangeval. So ek verstaan, jy weet, daai volgende dag as jy soos bietjie negatief, soos Here ek draai en hier word ek soos wat is die kanse dat ek krokodil my in 'n dam insleep? Nee, en ek dink soos dis so klein, dis so groot les vir ons as Christene om te besef is lewe gaan nog steeds aan. Daar is nog steeds 'n vyand wat wil steel en slag en verwoes. God is daar, ja, maar dis nie hy kom en hy maak jou cleans your slate, né? Yes. Maar hy gaan nie nou laat niks met jou gebeur nie en laat jy net op wolke loop die res van jou lewe nie, want ons bly nog steeds in 'n vervalle wêreld en ons het nog steeds 'n vyand wat ons wil doodmaak, want hy haat ons. Ja, dis almal soos ek vergelyk dit maar met Job se storie. Ja. Jy weet die Satan het gegaan om my te gaan verklaar en sê ek soek vir hom in sy lewe. Hy het gesê jy kan dit wil sy pad stuur, maar jy kan nie sy lewe vat. Ja. Ek gebruik dit nou maar as my Dis crazy, ja. Dis regtig vir my nuts. Soos ek sit hier en soos grille bietjie want ek imagine hoe jy kan dit nie imagine nie, maar dis ja, ek gaan gee my net so 2 jaar dan sal ek weer gaan vis. Wel, ek het 'n maand waar ek by die hospitaal uit is. Toe gaan Toe sien Pinkie nog wel 'n verband. Ja. Toe sê ek terug by die dam, nie dieselfde dam nie. Ja, nee, ek wil dit net sê. Maar ek het ook maar op 'n afstand gestaan van die dam af en gekyk die hele tyd. Dit sou maar altyd in 'n ou bly, maar dit gaan nie my liefde vir visvang wegvat.
maar iets wat hier oor moet kom. Maak net vra net nou elke keer is daar krokodille daar. Ja. Ja, want hy het by die rehab dan elke naweek gaan vang hy vis. Ons ek eintlik kwaad vir hom sê kies jou bastard, dan vang jy elke naweek vis en ek sit en werk hierso. Yes, dit is unfair. Elke naweek is hy by die viswater. Ek dink jy aan hom ook 'n bietjie rehab toe te. Ja, ek op rehab is van, ja. Net vir die visman. Hoor jy nou wat dit so in hierdie tyd, né, obviously jy het nou gesê jy was heavy gestres en jy weet gebid en goeters, maar soos wat gaan in jou kop aan in hierdie stadium? Soos terwyl hierdie ou in die hospitaal, jou broer in die hospitaal lê en Wel, ek het net ge-worry en gebid dat hy nie sy arm amputeer nie, want anders gaan hy nie kan werk nie. Dan hoe gaan hy met een hand werk? En hy's 'n electrician. Verstaan, so ek het my alie afgebid. Ek het gestres. Dit heavy stres op my gesit. ja, Want ek is my boetie en ek's lief vir hom. ja. Jy weet, ek gee om vir hom en sy hele lewe hang van sy hande af. Ja. Sjoe man. Dis Ek crazy. probeer dit imagine, maar ek wil Nee, nie jy kan nie imagine. Dis crazy. Ja, dit is nie nice. crazy. En nou sit soos jy nou genoem het van kamera af van die seentjie wat ook nou 'n paar weke terug ook deur 'n krokodil ingetrek is en my vrou het saam met 'n dame gewerk. Toe hulle het by Media 24 gewerk met die tydskrifte en hulle het in Nelspruit 'n fotoshoot gaan doen. Toe gryp 'n krokodil haar ook by langs die dam terwyl hulle besig is om 'n fotoshoot te doen. En dit was nou nie so groot nie, maar dit was 'n 2 meter krokodil nog steeds wat 'n vrou en sy het hom gelukkig, sy sê dieselfde, nê. Soos hy het hom aan die been, aan die kuit gegryp, want sy het so gestaan met haar rug na die dam toe. En daar was 'n ranger en alles by hulle. Toe gryp die krokodil haar aan die kuit en in daai oomblik trek sy die krokodil uit die dam uit met haar been. Ja. En sy sê dit is soos daar's geen manier om te verduidelik hoe ek dit gedoen het behalwe dat God my oor my vaardig geraak het nie en vir my die krag gegee het om daai krokodil. Want ek meen sy's 'n 1.5 meter dame maar meisietjie gewees en hier sleep sy net so met haar beenbeweging 'n 2 meter krokodil uit die dam uit en toe hy uit is, toe skiet die ranger hom nou. Die skiet hom nou dood. Maar verstaan jy dieselfde storie soos eintlik dink ek ons is so amazing soos Dawid sê in die Psalms, wonderfully and fearfully made. Ja. Nee, marvelous all thy works, nee, soos ons is eintlik hierdie hy het ons reeds met van hierdie goeders in ons gemaak, maar dan as die Gees dan nog vaardig raak oor jou, dan doen jy goed soos wat Samson gedoen het. En Dawid, jy weet ons dink altyd Samson het leeu's doodgemaak en beere doodgemaak, maar Dawid het ook 'n leeu en 'n beer doodgemaak en hy was net 'n 12-jarige laaitie gewees. En die Gees het ook net vaardig geraak oor hom en dan maak hy hierdie goed dood. So dis nogal insane nou. En ek dink dit gebeur nou eintlik bietjie meer. Soos ek het nooit regtig gehoor van krokodilaanvalle en goed nie. En nou in die laaste paar jaar is dit nou 3 wat ek van weet wat nogal groot was en mense wat naby, behalwe nou hierdie seentjie, maar mense wat redelik naby aan my is. Nee? So dis nogal scary eintlik. Ja, die enemy is lustig. Maar dis ook ons het groot reën. Ja. En daai stormvloede Ja. vat die krokodille plekke toe waar hulle nie moet Ja. wees. Ja, want 2 kilometer van daar af is daar 'n krokodilplaas en ons soos 42 krokodille uitgekom en hulle het 28 teruggekry van die 42. Ja, waar is die ander 14? Presies, ja, tot hulle tekkies gevlieg. So. En 4 van hulle was in daai dam. Hoor jy nou na jy uit die hospitaal uit was, wat het toe gebeur? What happened in your life? Vooral ek het nou maar by die huis gesit, ek kon niks doen nie. En toe jy nou obviously, want wat het toe gebeur met jou werk met die Man, ek was soos ek gesê het, ek's 2 dae voor ek 3 maande probasie, so is net gesê. Ja, sorry. Sodra jy gesond is, kan ons help om weer werk te kry, maar nou is net die 3 vingers in die regterhand. Daai 2 is daar, maar hulle kan niks doen nie. Ja. En dan hierdie 4 in 'n stukkie. Ja. 4 en 'n stukkie, 4 en 'n kwart. 4.5. So dit maak dit moeilik. En ek het al by die huis maar gesit en al wat my
regtig besig hou in my kop is om my vis stroppies te maak. En waar ek het gewoonlik 5 minute vat om een te maak, sit ek 5 ure om een te maak en dit het my frustreer. Want ek het nie die krag gehad om goed te doen nie. En die grip. Ek het daarom toe nog 2 maande in my huis gebly en toe sit weer terug rehab toe. Maar daarom die keer net om hulle het my teruggevat want ek het toe nou ek het nou nergens om heen te gaan nie. En het het my so 8 maande gevat. Toe het ek weer begin werk en toe het ek Johan gebel en gesê, Pel, ek wil terugkom. En ek het teruggekom en ek is nou, dit was 2023 Desember. En toe ek teruggekom. En stap weer pad saam met die werk kry. Dis great. So dit gaan nou goed. Dit gaan goed. Dis awesome man. Crazy story man. Dis crazy verby. Hoor jy nou, het jy al soos bietjie gaan praat oor dit op plekke of maar toe ek in die hospitaal was, het ek op Islam International gepraat. Soos 'n 45 minute podcast wêreldwyd gewees. En hy het beeld se voorblad gehaal. Daar was baie koerante se blaaie gehaal. Ons op kyk net op die nuus. En dan ek het by 'n paar kerke gaan praat. Ek het by rehabs gaan praat. So die testimony het al getravel. Ek het 'n podcast op Diesel FM gedoen. So great hè. Nee, die storie gaan nie dood nie. Dit moet nie. Ek het daai dag aan 'n bussie geklim. Toe ek op pad Nelspruit toe kan hy bussie klim en sê ons weet wie jy, die krokodil het jou gebyt. Hele pad wat ons ry met ek kan die krokodil stories vertel. Maar dit wys want dis maar hoe die Here werk. Maar dis cool man, ek dink soos ek eerder dit as nie, want ek ken so baie ouens wat nou nie deur 'n krokodil aangeval is nie, maar wat soortgelyke near-death experiences gehad het, wat soos motorfietsongelukke, karongelukke of ek weet van ou wat by freaking Bloukrans afgespring het. Nee, nie Bloukrans nie, wat sy aan in Stormsrivier en survive het. Soos in 'n boom geval. 200 meter of 180 meter en hy val in 'n boom en hy loop daai kraans uit. Hy praat nie oor sy storie nie. Soos, why not? Hy het tot bekering gekom en alles, lief vir die Here. Maar hy praat nie, hy vertel nie mense uit, obviously seker nou, soos persoonlik en goed, ek het nou gehoor van sy storie, want ek het op Bloukrans gewerk, in 2008 vir so 2 maande as 'n studentejob. Maar, jy weet, daar is sulke amazing stories, en jy moet mense vertel van God se heerlikheid. Jou testimony behoort nie aan jou nie, behoort aan die Here. Daar staan in Revelation, hy sê, nou praat hy nou van hierdie dae waar ons nou is, hy sê, they will overcome the enemy by the blood of the lamb, obviously, and by the word of their testimony. So hierdie goed wat ons hier doen, is deel van die oorlog, is deel van die fight, teen die vyand. Absoluut. So ek meen jou storie en al 70 mense wat nou al op my show was, so stories is 'n aanslag. Ek het eendag in die kerk gesit en toe gee ek my testimony in die maandagoggend terug by die rehab. Toe kom daar oukie na my toe sê vir my, you know what, I just decided to come to church this morning and I saw your testimony and the same thing is busy happening to me. I'm smoking drugs and I'm at the point there where I'm going to street. En hy het daai Sondag huis toe gegaan. Sy mense gesê hy wil in die rehab toe kom in die maandagmôre. Net deur my testimony, dis nie my die eer kom my nie toe nie, maar dit wys jy wat doen jou testimony vir iemand anders dan. Dis die ding, soos die stories wat ons hier vertel, is 'n altaar vir hom. En hoekom het hulle altare gebou in die ou tyd? Hulle het altare gebou om te onthou wat God vir hulle gedoen het, maar ook as herinnering vir die nageslagte na hulle.
vir hulle nageslagte. Dat elke keer as daai ou of 'n ou met sy kinders nou daar verby stap en hulle soos, wat is hierdie monument, dan sê hulle soos, God het dit en dit en dit vir ons gedoen. So dis 'n herinnering, dis 'n glorification van God, nee? En elke storie hier is 'n altaar, want dit is nou nie net vir die 100 of 200 of 300 of hoeveel ook al mense dit nou gaan kyk in die eerste week wat dit nou release is nie, maar vir elke ou wat oor 2 jaar kom en hy sien jou storie, is dit ook 'n testament, is dit ook 'n altaar. Elke keer as iemand nou hier verbykom, is dit soos, Jesus, kyk wat God vir hierdie ou gedoen het, verstaan jy? En ek bid dit oor niemand nie, maar wie weet, dalk eendag word 'n ou in 'n dam ingesleep deur 'n krokodil en hy het jou storie gekyk. En hy sê, Here, gee my krag. Net soos wat U vir my krag. Ja, man. Maar dit is crazy, ou. En julle verhouding is goed en maar julle het eintlik nog altyd solid gehad behalwe nou met die tyd wat dit so 'n bietjie rof gegaan het met die addiction en stuff, né? Dit het ook nog 'n bietjie moeilik gegaan toe teruggekom het. Onthou, ons het mekaar nooit gesien nie. Ons het net oor 'n telefoon, maar ons het nie saam gewerk nie. Ja. So aan die begin het ons 'n paar challenges gehad. Ja. En weet ek het toe na hom toe gegaan en hy het na my toe gekom op verskillende ons het gesê, luister, kom ons sit in die verlede heeltemal weg. Ja. Dit wat gebeur het gebeur, maar dit kan nie ons dit gaan ons verhouding beïnvloed. Ja. So kom ons pak dit weg. Ja. En is klaar. Ja. Want jy weet, jy vergeet. Ja. Jy vergeet dit, maar jy sal daai gedagtes kom op, as jy maar kyk, hy maak weer so. Ja. So dis wat ons weggepak het en gesê, is 'n clean slate. Ja. Ons begin van vooraf en dis nou 'n jaar later. Ja. Na daai gesprek, jaar en 'n half. En ek en hy is ons verhouding bou net. Ja. Hoorie maar ek weet jy het ook 'n paar issues gehad by die huis en goeders. Was van dit as gevolg van jou broer? Ja, nee verseker ja. My vrou het sy het haar mes in vir hom gehad. Ja. Want oor dat hy my so seer gemaak het. Ja. Jy weet, so sy het hom niks gelike nie. Sy wou nie eens gehad dat hy moes by ons kom bly nie. Ja. Maar hy het by julle gebly op 'n stuk. Ja. Maar obviously na die tyd mense is versigtig dat jy weet history repeats itself tipe ding. Toe want ek het haar toe geconvince, het gesê nee, want hy het gesê hy gaan nou terugkom. Toe sê sy ja, maar kyk wat het hy alles aan jou al gedoen en so voort in jou lewe geruïneer. Ek sê ja, maar dis nou anderste. Ek weet hy ken sy hart, ek en hy kommunikeer baie. So ek weet hy is op 'n beter plek en alles en hy is op 'n sharp plek tans. Jy weet so. Maar was dit so maklik? Was dit so maklik? Dit was net om 'n gesprek te hê Nee, dis hoekom ek en hy in die begin het ons heavy kop gestamp en tot op 'n stadium toe het ons een keer bietjie gekuier en goed en toe besluit ons saam dat ons gaan die verlede agter die rug sit. Die verlede is die verlede, dis nou verby. En toe van daar af toe bou ons op dit. So dit is 'n proses gewees om te kom waar ons tans is. Maar so dis nie 'n maklike ding nie. En hoe lank het dit jou vrou gevat om so op die punt te kom waar jy was? Jy weet, ek weet dit was vir julle ook as broers 'n proses, maar vir jou vrou wat eintlik net die beste op haar hart het vir jou, right? En vir haar gesin natuurlik, vir julle gesin. Hoe lank het dit vir haar gevat? Wel tot nou met die laaste jare het dit eers begin beter raak. Totdat sy gesien het dat hy is ernstig en hy is reël en hy doen die ding reg en hy bring sy kant. Want sy sê nou en dan sê sy nee, toets hom. Ek sê maar ons gaan ons geld mors om te toets. Nee, toets hom. Want toets kom en sê ek okay, daar's die results, ons het ons geld gemors. Okay. Dan nee, toets hom. Toets kom weer en sê ek okay, ons het weer ons geld gemors. Nou is dit klaar. Gaan nie weer my geld mors nie. Klaar gepraat. Yes, maar is cool, maar dis vir my mooi dat jy dit verstaan. Jy weet, jy verstaan dat mense jou nie getrust het vir 'n ruk nie. Jy weet, en daar seker nou nog mense wat jou nie trust nie en jy moet vir hulle eintlik net gehoorsaam wees aan God en dan sal mense eventually begin sien soos hierdie ou het regtig verander en hy is nie meer die Fanie wat hy was nie. En ek meen, dit is normaal. Ek dink is baie moeilik partykeer vir ons om te begryp. Ek is op baie punt as jy nie like nie, is dit jou probleem, niks my te maak. Ja. Ek is jammer oor wat ek gedoen het, die Here het my vergewe. As jy
'n wrok in jou hart wil dra, Ja. dan dis op jou. Dis nie op my nie. Ja. Maar dit is so, né? Dit is soos daai hele ding van ek het gister weer of eergister weer so 'n quote van Corrie ten Boom gelees wat gesê het, jy weet, soos forgiveness is dis amper soos jy daai hele ding van jy is die een wat eintlik gepoison is. So as jy nie vergewe nie, dan besef jy is eintlik die een wat gepoison is. Jy is die een wat met die gif in jou hart rondloop. Nie die persoon wat teen jou iets verkeerd gedoen het nie, want hulle gaan aan met hulle lewens. Hulle weet nie van die gevoelens wat in jou hart aangaan nie. Jy weet, en dis eintlik maar die beste ding om te doen. Dis net soos gaan aan, wees gehoorsaam aan God, leef jou lewe en glorify hom, en dan sal die ander mense eerder in plek val of nie. En as hulle nie in plek val nie, dit het niks met jou salvation uit te waai nie. Verstaan? Ons eerste prys is om by die Vader te wees eendag. Ja. En so dis cool, man. Kissie. Dis nie die same story, ou. Ek is weggeblaas. Maar ek is bly dit gaan goed en julle lyk goed. En ja, jy het nog 'n storie gehad wat jy wou gedeel het. Ja, sal op 'n ander stadium. Okay, cool. Ja. Hier is die hele. Ons gaan 'n deel 3 doen met Luan. Ja. Ja, ons het ongelukkig nie baie tyd vandag gehad nie. Maar ek dink net soos nou presies wat Dawid sê, jy weet dieselfde God wat my gered het uit die kloue van die leeu en van die beer. Jy weet sommer die krokodil. Ja, nou is dit dieselfde ding, jy weet, krokodil. Natuurlik ek dink dalk 'n krokodil is dalk nog scarier as 'n leeu of 'n beer. Ja. Want 'n krokodil, hy sal jou vreet, verstaan? Ja, en hy vat jou af en hy doen die death roll en hy maak jou vrek. En hy gee nie om wat die vleis is nie, hy sal enige vleis eet. 'n Leeu sal jou net doodmaak en jou los. Hy gaan jou nie eet nie. Ja. Jy weet, en 'n beer ook, hy sal jou dalk klap of iets en hy sal jou los. Ek sê eerder van die 3 sal ek eerder 'n beer fight. Ek dink ook so. Ja. Kom ons praat gou oor wat sê hy. Hy het nou al 'n krokodil gevat. Ek sal die beer fight, jy kan die leeu fight. Ek sal kyk op die kaart. Ja, jy's deur dit. Ek win vir julle. Jy het jou wilde diere fight experience gehad en dit survive en ons is dankbaar aan die Here vir dit. Ek wil nie graag nie. Ek wil nie graag nie. Ek is happy. Hoorie, as julle kyk net, as iemand van kyk net hierdie kyk en julle wil 'n movie oor Fanie se lewe maak, kom in kontak met ons. Ons het regte op hierdie storie. Ja, yes, thanks. Dankie dat julle kom kuier. Dankie man. Ja, so enige laaste gedagtes wat julle wil deel? Vir al die addicts wat nog steeds struggle. Maar is hoop. Die Here is daar, is nie net die smaakie boeke op ons lose studente storieetjie nie. Ja. Hy is verseker daar. Ja. As jy met alles in jou soek gaan jy hom kry. Yes. Miskien nie op die manier wat jy wil hê nie. Jy kan miskien deur 'n krokodil gebyt word voor jy by hom uitkom, maar hy's daar. En as hierdie een persoon se lewe kan change vandag, is ek happy. Yes. Amen. En ek is al 23 jaar wat ek al verlos is van dwelms af en ek kyk nie een oomblik terug nie. So dit is die beste keuse wat ek in my hele lewe gemaak het. En om vorentoe te gaan moet jy 'n keuse maak. Baie keer moet jy dinge jy moet altyd dinge sacrifice en dinge neersit. En jou lewe, want ek wou verander het, maar ek wou nog steeds my ou vriende gehad en dit het nie gewerk nie. So ek moes gedraai het en ek moes al my vriende gesacrifice het. En ek moes gefokus het op die Here en dis die een ding, fokus op die Here en maak die regte keuses. Yes. Ek love dit. Maar ek het 'n laaste vraag vir julle. Ek het dit nou net opgekom terwyl julle nou julle closing statements gegee het. Maar julle albei was verslaaf aan dwelms en dis vir my net interessant want ek ken nou julle agtergrond. As julle nie Luan se die eerste chat met my en hom gesien het, nie gaan kyk dit. Ek sal dit vir julle ook linkie onder insane story, maar julle is deur heavy stuff. Yes. Nee. Heavy. Sal julle sê dit is as gevolg van dit dat julle maar opgeëindig het waar julle opgeëindig het op 'n stadium? Julle is nou, ek meen die Here se genade het deurgekom ook weer eens vir julle altyd wat insane is en
crazy is, dis min dat jy hoor dat al twee broers verslaaf was aan dwelms, en soos jy nou gesê het, gesmokkel het en gedeel het en freaking alles, en deur 'n krokodil aangeval is, en nou is julle al twee lief vir die Here en julle dien hom en julle verhouding is sharp, verstaan, dis crazy vir my, want dit is eintlik nie so algemeen nie, dat so iets gebeur nie. Maar dink jy dit is maar as gevolg van julle omstandighede of? Kyk, die ding wat ek treasure, hoe ek groot gemaak is ek het geleer hoe my kind nie groot te maak nie. Vir my stiefpa, hy het my geleer hoe my kinders nie groot te maak nie. Dis hoekom ek leer my kinders alles en ek is daar vir my kinders. Ek mis nie 'n sportbyeenkoms niks nie. Ek is daar die hele tyd. Ek bid in die aande, dan spandeer ons tyd in die woord en ons bid en ek leer om die Here se stem te hoor en ek invest in my kinders se lewens. Jy weet, want vir my het ek het geleer hoe my kind nie groot te maak nie. So ek is baie lief vir my kinders. Ek sal enigiets doen vir hulle en hulle weet dit ook. Jy weet, so ons wou nie by die huis gewees het nie. Want my stiefpa het ons geslaan en daar was heeltyd uitgedrink en daar was heeltyd moleste by die huis gewees. So jy wil nie by die huis wees nie. My kinders wil nie hulle wil heeltyd by die huis wees. Hulle wil heeltyd by die huis bly en ek love it. Want hulle voel veilig daar. Ek het nooit veilig gevoel by die huis nie. Jy verstaan, so en ek maak my huis 'n veilige environment vir my kinders. En so dit is verseker, dit is hoe ons opbrengs was. Het ons gelei na wie toe ons geraak het. Die keuses wat ons gemaak het. So dis ook om my kinders, hulle weet, as hulle enigstens aan drugs gaan vat, gaan ek weet. Hulle shit is geboek. Verstaan, so ek weet presies. Just is cool, man. Dis ook maar net kruis, hè? Ja. Dis ook maar net kruis. Nee, verseker. Ja, thanks julle, was awesome. Dankie dat julle kom kuier het, man. Fani, thanks. Lekker met danspunte. Julle, dankie dat julle ingeskakel het en dat ek hoop julle het hierdie awesome storie geniet. En weer eens net 'n getuienis van God se grace, man. Sy goedheid. Ja, sy goedheid en grootheid. Guns. En as hy nog nie klaar is met jou nie, een van my vriende sê altyd everything will be okay in the end, if it's not okay, it's not the end. Nee, so ek love dit, want ek weet wat in Openbaring sê is Jesus gaan elke traan afvee van ons gesigte af en dan gaan alles okay wees. En daai okay gaan beter wees as die okay wat ons ken. Maar ja, dankie dat julle ingeskakel het en ja, ek hoop julle het die storie geniet en ons sien julle in die volgende episode. Totsiens. Be blessed.